Dis Palmsondag vandag en dit beteken dat dit die eerste dag is van die groot lydensweek. In hierdie lydensweek gaan ons hoogtepunte soos Goeie Vrydag en Opstandingssondag vier. Dit is die spil vir ons Christelike geloof, daarom dat hierdie week vir ons so besonder is. Ons is opgewonde dat jy vanoggend saam met ons hierdie geleentheid vier. In die week wat kom, hoop ek dat jy elke dag saam met ons na die boodskappe gaan luister en dit gaan oordink en hierdie laaste dae van Jesus se lewe op aarde ook bietjie in jou eie lewe gaan ondersoek. Ons gaan by verskeie tekste stil staan elke dag om net so bietjie te vra, wat het Jesus gedoen in sy laaste dae? Ek wonder, as jy geweet het dat jy slegs 'n paar dae oor het om te lewe, wat sou jy in daardie dae gedoen het? Miskien is dit 'n onregverdige vraag, want die kans dat enige een van ons sou weet dat ons op 'n spesifieke dag sou sterf en dat dit ons laaste dae sou wees, is byna onmoontlik. Maar Jesus het geweet dat hy gaan sterf. Inteendeel, hy kom meld aan om te sterf. Hierdie week gaan ek en jy saam kyk deur al die tekste wat hy gekies het om te doen in hierdie laaste dae. Op Sondag, vandag, Palmsondag, het hy gekies om nader te beweeg. Nader aan Jerusalem, die plek waar hy sou sterf, en fisies nader aan die mense wat hom om die lewe sou bring. Ons gaan saam lees vandag uit Lukas 19 rondom hierdie verhaal. Ons bid saam 'n gebed van Tessa Opperman. Liefdevolle Vader, vul ons harte met blydskap, terwyl ons Hosanna uitroep, terwyl ons Jesus met palmtakke as koning verwelkom, en terwyl ons verwagtinge vier, nou dat die Paasverhaal ontvou. Dan, wanneer Jesus se reis na Goeie Vrydag vorder, laat ons besef dat U by ons is, wanneer die viering omsit in hartseer. Gee ons die geloof wat ons nodig het, om U te kan volg op weg na die kruis en uiteindelik so op pad na lewe. Amen. Ons lees saam Lukas 19 vanaf vers 28. Nadat Jesus hierdie dinge gesê het, het hy voor hulle uitgeloop op pad na Jerusalem toe. Toe hy naby Betfage en Betanië kom, teen die Olyfberg, stuur hy 2 van sy disippels vooruit met die opdrag: gaan na die dorpie toe daar reg voor julle. Net soos julle inkom, sal julle daar 'n jong donkie kry wat vasgemaak staan. Geen mens het nog ooit op hom gery nie. Maak hom los en bring hom hier. En as iemand vir julle vra, waarom maak julle hom los, moet julle antwoord, die Here het hom nodig. Die 2 wat gestuur is, gaan toe en kry alles net soos hy vir hulle gesê het. Terwyl hulle die donkie losmaak, vra sy eienaars vir hulle, waarom maak julle die donkie los? En hulle het geantwoord, die Here het hom nodig. Toe bring hulle die donkie na Jesus toe. Daarna gooi hulle van hulle klere op sy rug en help Jesus opklim. Terwyl hy aanry, het hulle van hulle klere op die pad oopgegooi. Toe hy naby die stad kom teen die afdrand van die Olyfberg, het die hele skare juigende volgelinge God uit volle bors begin prys oor al die wonderwerke wat hulle gesien het. Hulle het gesing, loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom, vrede in die hemel en eer aan God in die hoogste hemel. 'n Paar fariseërs uit die skare sê toe vir Jesus, meneer, maak stil u volgelinge. Maar hy antwoord, ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe uitroep. Ons lees dit so ver vandag. So breek die Sondag aan, die eerste dag van die Paasfees en van die laaste week van Jesus se lewe op aarde, die dag van sy feestelike intog in Jerusalem. Jesus vertrek vroeg die oggend, hy loop voor sy disippels. Hy is vasbeslote om die reis na Jerusalem te onderneem. Anders as die wat by hom is, gaan hy nie net om die Paasfees te vier nie. Dis in Jerusalem waar Jesus as Messias bewys sal word, waar alle mense sal moet kies vir of teen hom.
hier aan die buitewyke van Jerusalem, naby Betanië en Betfage, slegs so 3 kilometer weg, aan die oostelike hang van die Olyfberg, sluit die optog van die pelgrims uit Galilea en ander streke by hom aan. Toe hulle by hom kom, heers daar spontane entoesiasme, 'n geesdrif wat met die gebeurtenisse van die afgelope dae en nou op pad na Jerusalem al hoe hoër oplaai. Want hulle het sy woorde en leringe en gelykenisse gehoor. Hulle was getuies van hoe hy die lig in die dowwe oë van blindes van Jerigo aangesteek het. En hier, in Betanië, hier het hulle almal vir Lazarus gesien. Intussen stuur Jesus 2 van sy disippels op 'n ongewone sending na Betfage. Hulle moes daar vir hom 'n jong donkie gaan haal, waarop niemand nog ooit gery het nie. En net soos moderne ambassadeurs, vind hulle dat alles in die vreemde vir hulle gereël is. Hulle vind nie net die donkie nie, maar toe die eienaars hulle vra waarom hulle die dier losmaak, antwoord hulle soos Jesus gesê het: die Here het hom nodig. En die eienaars gee hulle toestemming om die donkies te neem. Elke aspek van hierdie reis is beplan. Jesus se buitengewone kennis en God se plan tot in die fynste detail is weer eens sigbaar in die verkryging van hierdie donkie. Die donkie het 'n paar spesifikasies, in ooreenstemming met offerdiere wat ons kry in die Ou Testament. Daar is nog nooit op hom gery nie. Hy word nie gebruik vir allerhande dagtake nie. Nee, sien, hierdie donkie is heilig vir God se gebruik. Toe die vul by Jesus in die skare aankom, skenk die mense hulle boklere as 'n saal vir hom en help hom om sy ereplek te gaan sit. Die wat nie voorreg gehad het om hulle klere op die donkie te lê nie, vind wel 'n doel daarvoor. Hulle lê dit op die grond neer, sodat Jesus in sy heerlikheid nêrens aan die grond hoef te raak nie. Volgens van die ander evangelies kap van die mense takke van die palmbome af en hulle wyf daarmee en hulle lê dit voor sy voete neer. Want sien, palmtakke was in daardie dae die simbool van 'n koning. Dis waaroor dit hier gaan. Jesus word as koning geëer. Hulle is vol vreugde oor hulle koning, soos dit moet wees. Hulle prys God vir die wonders en hulle erken Jesus as die gestuurde van God. Maar hulle besef nog steeds nie werklik waarom Jesus kies om tree vir tree na Jerusalem te beweeg nie. Maar hierdie koningsontvangs dra by tot die frustrasie van die Fariseërs. Hierdie koningsverwelkoming is vir hulle baie naby aan godslastering. Jesus moet sy volgelinge stil kry, maar hulle wil nie self inmeng nie. Sien, die Fariseërs verkwalik Jesus dat hy hierdie tipe verering toelaat. Dis dan laster, dis teen die Romeine, dit kan lei tot 'n opstand, en hulle wil nie dit hê in 'n tyd wat die dorp vol is met mense wat kom vir die Paasfees nie. Deur hierdie aksies begin die verwerping van Jesus wat uiteindelik tot sy dood sou lei. Dis 'n belangrike keerpunt in Lukas, alhoewel dit sommer net deel van die verhaal is. Dis die laaste keer dat die Fariseërs in Lukas se verhaal sou figureer. Van hier af is dit die Sanhedrin wat in teenstand van Jesus inneem. Maar so terwyl die Fariseërs nog begin en vir Jesus 'n opdrag gee om te sê, maak stil jou volgelinge, antwoord Jesus hulle baie duidelik. Die waarheid kan nie stilgehou word nie. Die waarheid oor wie hy werklik is, sal uit, al is dit ook met klippe wat dit sal uitroep. Op hierdie Palmsondag word ek en jy weer herinner dat Jesus werklik die koning is, dat hy die gesalfde is, die gestuurde, die Messias, ons verlosser. Jesus het buitengewone kennis, en dit is ook sigbaar in hierdie keuse om tree vir tree nader te beweeg na Jerusalem en na sy dood toe. Jesus het geweet, daar was net een manier om ware vrede tussen God
en die mense te bewerkstellig. Hy wat die koning is, sou bereid moes wees om die hoëpriester te word en homself vir hulle te offer. Hy sou bereid moes wees om die kloof tussen God en mens met sy lewe te oorbrug as die paaslam. En hy was bereid om dit te doen, deur nader te beweeg aan Jerusalem. Die eerste dag van die laaste week wat so feeslik begin het, was vir Jesus dis eintlik 'n dag van onpylbare smart. Die dag van die begin van sy lyding en die eerste tree wat hy gee op die pylvlak na sy Via Dolorosa. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, soos ons hierdie heilige week instap, bid ons vir stilte in ons gemoed om die lyding en liefde van Jesus te oordink. Versterk ons geloof sodat ons net soos die disippels getuies kan wees van die heerskappy, selfs wanneer dit moeilik is. Lei ons tot by die kruis en die oorwinning van die opstanding. Here, U het Jerusalem binnegekom op 'n donkie, nie op 'n oorlogsperd nie. Ons roep vandag saam met die skare, Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Ons verwelkom U as koning in ons harte, in ons huise en in ons gemeenskap. Dankie dat U gekom het, nie om gedien te word nie, maar om te dien. Verander ons harte om U te dien deur ander te dien. Leer ons om U met dieselfde nederigheid te volg. Here, mag hierdie Palm Sondag vir ons 'n herinnering wees dat ware mag in liefde en in opoffering lê. Ons wy ons lewens vandag opnuut aan U toe. Almagtige God, open ons geestelike oë om U teenwoordigheid oral vandag te sien. Help ons om deur die geraas van die wêreld te kyk en Jesus te erken as die ware koning wat vrede in ons harte, ons huise en ons wêreld bring. Amen.